Vriende, baie hartlik welkom by hierdie digitale erediens van Luxmundi. Ons trek, kan julle glo, in November en die jaar is besig om na einde te gaan en ons is met hierdie reeks besig van Fokus Helder. Hier waar ons lewe vol is, besig is, waar baie studente en matrieks en kinders hulle voorberei en besig is met die eksamen en 'n mens besig is met jou einde van die jaar goed om tydlyne te kry, werk klaar te maak, voor te berei vir die einde van die jaar. Mag ons midde van dit alles, ook met hierdie erediens, die lewende teenwoordigheid van die Here beleef en mag hierdie erediens vir ons help, daar waar ons is, ook waar jy nou digitaal kyk na die diens, om net helder te fokus en te leef met 'n helder fokus midde van al die goed wat ons moet hanteer. Ook dit wat jy beleef, wat jy dalk nou ervaar. Dalk is dit 'n moeilike tyd waarin jy is. Dalk is dit net doodgewoon 'n baie vol en 'n besige tyd. Dalk voel jy 'n bietjie oorweldig en oorlaai. Mag die Here vir jou help om helder te fokus. Ook in hierdie tyd, mag hierdie erediens vir jou daarmee help. Die lewende Here is by ons. Hierdie erediens vind plaas in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy sy teenwoordigheid en mag jy sy vrede ervaar. En kom ons praat met die Here en dan wy ons hierdie saamwees aan hom. Baie dankie Here vir die groot voorreg om so saam te wees met hierdie digitale erediens in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees. Dankie Here dat U op die troon is, dat U regeer en dat U by ons is. Dankie dat U weet wat ons elkeen beleef. En Here, ons gebed is dat U vir ons bewus sal maak van die lewende teenwoordigheid, waar ons ook al is en luister na hierdie erediens, dat ons U aanraking ervaar, dat ons 'n ontmoeting met U sal hê, en dat U binne ons situasie net U self vars en nuut vir ons 'n werklikheid sal maak. Here, waar ons met hierdie reeks besig is, midde van ons vol programme, waar ons klomp goed moet klaarmaak, hier aan die einde van die jaar, ons programme baie vol is, waar 'n klomp besig is om voor te berei met eksamen, die vir ons sal help, helderheid sal gee, en dat ons net U teenwoordigheid sal ervaar, ekstra krag sal beleef, om vir U te leef, fokus sal ervaar, en ons bid veral vir mense wat baie swaar kry, dat U vir hulle, Here, sal help, en sal bystaan. En Here, help vir ons, dat ons saam met U, die jaar goed sal klaarmaak, en dat ons dan, as ons die voorreg het, om bietjie te gaan rus, goed te gaan rus, en die Kers en die feestyd in te gaan, met 'n wonderlike ervaring van Immanuel, God by ons. Ook waar ons uit die woord gaan lees, en hierdie boodskap gaan bring, is ons gebed, Here, dat U dit vir ons vars en nuut sal maak. Dat dit vir ons 'n boodskap sal wees, waar ons is, vir ons elke ene, saam, maar veral ook persoonlik. Here, ons wil onsself oopstel, om U te hoor en te ontmoet, en 'n helder visie te kry, om helder te fokus, in die tyd waarin ons leef. Ons bid dit alles, in die Here Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ons tema vir die boodskap is om helder te fokus op aanbidding. En ons gaan lees uit Openbaring. Nou, Openbaring is belangrik om iets te sê oor hierdie boek. Vir baie mense is Openbaring amper 'n geslote boek. Baie mense lees nie Openbaring nie, omdat hulle onseker is hoe om Openbaring te lees. En daar's verskillende maniere om Openbaring te lees. Maar Openbaring is eintlik 'n fantastiese troostboek. Openbaring
Die woord Openbaring staan bekend as apokaliptiese of openbaring of bekendmaking. Dis 'n brief of 'n boek, maar dis geskryf nie vir eendag nie. Dit was geskryf gewees om die gelowiges so ongeveer in 95 na Christus wat swaar gekry het, wat verdrukking beleef het, wat vervolging ervaar het onder keiser Domitianus, wat die Christene vervolg het. En Johannes is verban weens sy geloof na die eiland Patmos, en die Here het vir hom hierdie visioene gegee, en dis op skrif gestel, en die eerste lesers daarvan was waarskynlik die Christene in Efese gewees. En die boek wou met beelde, metafore, visioene die Christene versterk, om met moed en dapperheid te volhard in hulle geloof ten spyte van moeilike, uitdagende omstandighede waar hulle die gevaar geloop het om lou te word en te verval. Wou hierdie boek hulle inspireer om te volhard in die geloof. En Openbaring gaan daaroor dat God op die troon is, dat die Here regeer, hy regeer in die kerk, hy regeer in die wêreld, en hy regeer oor die wêreldgeskiedenis. En alles gaan op die ou end, gaan dit by mekaar kom, voor God op die troon. En dis nie vir eendag nie, ons kry hier 'n visie en 'n perspektief van die nuwe werklikheid in Christus, die nuwe werklikheid van die Here, en dit wil vir ons vandag inspireer om met fokus te leef. En dit is die wonderlike van Openbaring, om Openbaringe deur te lees en te bestudeer is 'n geweldige troostboek. Natuurlik is daar verskillende hulpbronne beskikbaar. Mens kan die Bybel, die verklarende Bybel gebruik, die Bybel in praktyk gebruik, jy kan die Bybel A tot Z gebruik. Daar is boeke geskryf oor Openbaring, ons sluit die Bybel, Stefan van Joubert en Jan van der Walt het daaroor geskryf, professor Jan Durant het boeke daaroor geskryf, die A tot Z van die Openbaring, en die ander treffende boek is Die Einde, wat baie goeie hulpmiddels is, as 'n mens bietjie meer wil lees oor Openbaring. Ons gaan lees in Openbaringe 7. Openbaringe 7 word deur verskeie teoloë gesê as een van die aangrypendste gedeeltes in Openbaring en in die Bybel. Iemand het gesê, jy kan met hierdie gedeelte, as jy dit glo, kan jy die dood tegemoet gaan. Ander het gesê, hierdie gedeelte omvat in 'n sekere sin die hele evangelie. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie gedeelte en dan gaan ons daaroor gesels. Openbaringe 7. Die eerste gedeelte van Openbaringe 7, hier van Openbaringe 4, 5 is Johannes in hierdie visioen ingenooi in die hemel. Mense sê die troonkamer van God, in hierdie nuwe werklikheid, sodat hy vanuit dit kan leef en dit kan deurgee aan die gemeente. Nou die nuwe werklikheid van God is nie ver nie, dis net 'n ander dimensie. Mense kon sê, dis net hier. Dis 'n ander dimensie waar ons in Openbaring en deur hierdie visioene bevoorreg is om saam met Johannes 'n kykie te kry van God op die troon en in die hemel en vanuit dit dan nou kan leef. En kom ons lees die Openbaringe en van 4 en 5 sien ons hierdie hemelse erediens en dan by 7 sien ons hierdie volgetal, die 144.000 wat simbolies is van die volgetal gelowiges, en dit is 12 maal 12 maal 10 maal 10 maal 10. Die 12 stamme van die Ou Testament, die 12 apostels van die Nuwe Testament, en dan dit word vermenigvuldig in die volheid van die kerk,
en die geloofsgemeenskap wat voor die troon is en wat dan die seël van God opkry, dat hulle aan God behoort. En hulle is voor die troon, en dan sien ons hier in Openbaringe 7 vanaf vers 9. Hierna het ek gesien, en kyk, ons sien dit en ek kyk, gee aandag aan hierdie visioen. Daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal, die diversiteit van die geloofsgemeenskap, en het voor die troon gestaan en voor die lam. Die troon, God op die troon en die lam. Hulle het lang wit stolas. Stolas is 'n lang wit kleed wat hulle aangehad het, gedra, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die kreet, sou mens kon sê, in hierdie hemel se erediens. Die verlossing, of die redding in die 83 vertaling, die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het op hulle gesigte neergeval voor die troon en hulle het God aanbid en gesê, Amen, die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte, kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. In antwoord daarop het een van die ouderlinge my gevra, hierdie mense met die lang wit stolas, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Ek het vir hom geantwoord, meneer, u is die ene wat weet. En hy het vir my gesê, dit is die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle hom dag en nag in sy tempel dien. Hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of dors word nie. Nie die son nie, ook nie die hittegloed sal hulle brand nie, want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na die fonteine van die lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee. Vriende, in die tyd waarin ons leef, met al die eise wat aan ons gestel word, soos ons net nou gesê het, jy weet in watter omstandighede jy op die oomblik leef. In so omstandighede en in die tyd waarin ons leef, soos ook was in die tyd waarin hierdie Christene geleef het ons nodig om helder te fokus. Ons het nodig om te herontdek, wat is die doel en die fokus van ons lewens? Nou as ons terugkyk na verlede week, wat ons die hervormingssondag gevier het, en die soort van die 5de sola van die hervorming, is Soli Deo Gloria. Dit gaan oor genade, dit gaan oor Christus, dit gaan oor die woord, dit gaan oor geloof, maar dan word dit half saamgevat, dat ons lewe tot eer van God. Mense sou kon sê, ons hele lewe, die doel waarvoor ons gemaak is, as ons dink aan Genesis, en ons lees uit Openbaring, Genesis tot Openbaring, ons is gemaak om na die beeld van God, om die heerlikheid van God te weerspieël, as verteenwoordigers van God. Ten diepste beteken dit, ons is gemaak om die lewende God te aanbid, te verheerlik, sy naam groot te maak, te verteenwoordig oral waar ons is. Dit, hierdie lewe saam met die Here, vanuit 'n lewende verhouding met die Here, word gefokus, maar ook gevoed deur aanbidding, deur 'n fokus op God en 'n verheerliking en aanbidding van die Here.
daarvoor, om te fokus, helder te fokus, en te fokus op aanbidding, het ons 'n visioen, 'n prentjie, 'n visie, 'n droom nodig van God. Sien, ons moet dieper kyk. Nie net vaskyk in die werklikheid waarin ons vasgevang is en waar ons leef nie. Ons word deur hierdie gedeelte gehelp om te kyk en dieper te kyk. En die Gees van die Here het Johannes meegevoer en hy's ingenooi om te sien iets van die groter werklikheid. En om aandag te gee daaraan. In die tyd waarin jy leef, waarin ons vasgevang is in geweldige baie eise wat aan ons gestel is, druk wat ons beleef, dalk baie moeilike omstandighede, dalk gewellige beproewing, word ons opgeroep en deur die Gees gelei te sê, kyk dieper. Daar is 'n ander werklikheid. Hierdie werklikheid, wil die Openbaring vir ons mee help, is God op die troon. God wat regeer. En daar's 'n skare voor hom. En God regeer oor jou lewe, oor die kerk, oor die gemeente, oor die land, oor die wêreld en die wêreldgeskiedenis. En God het oorwin. En hy gaan alles bymekaar bring voor sy troon. Ek sien dit raak en leef vanuit hierdie werklikheid as deel van die groot menigte voor sy troon. As jy vanuit hierdie werklikheid leef, gee dit sin en betekenis vir die werklikheid waarin jy leef. As jy hierdie fokus het, dan verander dit die werklikheid waarin jy leef. Ons is mense van die nuwe werklikheid, deur die Here Jesus, soos ons lees in Openbaring, deur die bloed van die lam, mense van die nuwe werklikheid, wat aan God behoort, wat deel is van hierdie groter werklikheid in die hemel, en ons leef vanuit hierdie werklikheid in ons bestaande werklikheid. Kom ons kyk saam met Johannes en ons kyk na hierdie prentjie van die hemel. Wie is almal die menigte voor die troon? Ons sien in hierdie gedeelte, natuurlik is dit die groot geloofsgemeenskap. Die mense van die Ou en die Nuwe Testament, waarvan ek en jy ook deel is. Mense wat deur die bloed van die lam gewas is, wat aan God behoort. Ons is deel daarvan. En dan sien ons, daar is miljoene engele. En dan sien ons die 4 lewende wesens. Die 4 lewende wesens word aan ander gedeeltes ook verduidelik. Dit is die ganse skepping. Almal is in aanbidding voor God op die troon. Een van my teologiese professore in Stellenbosch, professor Daniel Lou, het gesê, die uiteindelike dinge waarvan ons hier 'n prentjie kry, bepaal die eintlike dinge waaroor die lewe gaan. Hierdie visioen, hierdie prentjie van die hemel, help ons om te fokus op die eintlike goed waaroor dit gaan. En kom ons kyk hoe dit vir ons kan help. Hierdie groot skare is natuurlik al die gelowiges uit elke volk en taal en stam en nasie, wat een gelowiges kerk van die Here vorm, wat in aanbidding vir hom is. Fokus meer op die eenheid tussen medegelowiges as op die verdeeldheid. Die lewe en hierdie werklikheid trek ons met mekaar, hy polariseer ons, verdeel ons. Christene is baie keer verdeel oor die 5% waaroor hulle nie saamstem nie, maar die groot prentjie van die Here op die troon en die lam en die Gees van God wat in ons almal werk en die woord wat dit vir ons openbaar, as ons fokus daarop en fokus op aanbidding,
en fokus op ons getuienis en ons roeping, dan heg dit ons in eenheid voor die Here en leef ons vanuit die eenheid. Dan sien ons hierdie geloofsgemeenskap het palmtakke wat hulle waai in aanbidding voor die Here. En hierdie palmtakke was simboliek van vreugde. Natuurlik oorwinningsvreugde en simboliek van vrede. Van die Messias wat gekom het op Palmsondag, die intog, van hierdie Messias wat oorwin het, en ons wat bevoorreg is om vanuit die vreugde van die oorwinning en die vrede van die oorwinning te leef. Beleef jy vreugde in jou lewe en beleef jy vrede? En leef jy vanuit vreugde en vrede? Dit het 'n geweldige impak as ons as Christene onder leiding van die Gees en die vrug van die Gees weer vanuit vreugde en vrede leef. En vreugde bring en vrede bring in die gemeenskappe waarin ons leef. En dan leef ons van hierdie uitroep, wat so belangrik is ook op Hervormingssondag, die verlossing, ons redding, ons verlossing behoort aan die Here en aan die Lam. Dis die Here wat dit moontlik gemaak het. Ons leef vanuit genade elke dag. En ons getuig en leef daarvan. Ons weet God kan dit in ander mense se lewens se werklikheid maak deur die Lam, die Messias, wat die Lam wat geslag is, wat sy lewe gegee het. Deur sy bloed het ons hierdie nuwe lewe, deur sy dood en sy opstanding het ons hierdie oorwinning en ons leef vanuit dit. Die kenmerk van hierdie skare wat voor die troon staan is dat hulle wit klere aan het. Hierdie wit klere beteken in die geloof dat ons mense is wat deur die Here Jesus vergifnis van sondes gekry het, gereinig is, rein voor die Here is, omdat ons in die Here Jesus is. En dat ons die heerlikheid van die Here kan weer reflekteer en weer kaats. Dit wat ons oorspronklik voor bedoel is. Nou reeds wil die Here hê dat jy 'n weerspieëling en 'n getuienis sal wees van hierdie nuwe werklikheid in die Here Jesus en dit uitleef. Hierdie mense is mense wat deur die groot verdrukking is. Dit word verskillend verstaan. Sommige mense verstaan dit as 'n spesifieke oomblik of gebeure in die geskiedenis. Ander mense, ander uitleggers verstaan dit as die swaar kry en die vervolging wat Christene beleef deur die geskiedenis. Dit kan iets van albei wees, wat ons sê in spesifieke tye kry gelowiges baie swaar, maar gelowiges beleef die druk van die samelewing, beleef met tye selfs vervolging, en hierdie werklikheid wil ons aanmoedig en inspireer om met moed en oorwinning te leef en te volhard binne die omstandighede waarin ons leef. Hierdie beeld wil ook vir ons die versekering gee. God is by ons. God droog ons trane af. God maak ons lewe heel. Die Lam is ook die herder wat ons versorg, wat ons in hierdie swaar kry help, en eendag weet ons dit gaan totaal verby wees, en gaan ons in 'n nuwe werklikheid ten volle volmaak by die Here leef. Hierdie visioen wil vir jou in jou situasie help om met hierdie nuwe werklikheid as 'n visie te leef, te fokus daarop en vanuit dit te leef. Dit wil vir jou help om met 'n hart van lof en aanbidding voor die Here te leef. Jou oë gefestig te hou op die troonkamer van God, die nuwe werklikheid waar God regeer, waar hy oorwin het,
waar hy in beheer is, midde van alles wat jy beleef, en om te volhard en moed te skep en te fokus. Daarvoor het 'n mens praktyke nodig. Daarvoor beteken dit dat 'n mens in jou eie stilte tyd erns maak met die Bybel, dat ons 'n nuwe visie kan kry en vanuit dit kan leef. En in jou persoonlike stilte tyd erns te maak met aanbidding, nie net gaan oor my en my behoeftes nie, maar oor God wat op die troon is en aanbidding van die Here. Natuurlik ook saam met medegelowiges. Daarom is eredienste belangrik. Eredienste is waar ons saam by mekaar kom en die oorwinning vier. Ons sien hier in hierdie visioen waar die gelowiges saam is en hierdie hemelse erediens God aanbid. Elke aardse erediens, en dis hoekom eredienste so belangrik is die saamkoms van gelowiges wat saam met hierdie groter erediens die Here loof en die Here aanbid en die Here se naam groot maak. En dit gee vir ons perspektief om in ons eie lewe in lof en aanbidding te leef en te volhard in ons eie lewe. Dit is natuurlik belangrik om 'n ritme te hê, ons jaartema om 'n ritme met die lewende God te leef, om spesifieke tye op tyd te sit, wat ons dit doen en daarop fokus, en dan vir die Here te vra, Here, help vir my met 'n lewe van aanbidding. Help vir my om waar ek gaan werk, vanuit die nuwe werklikheid van aanbidding in my hart te leef en natuurlik te werk. En daar geleenthede spontaan my getuienis uit te leef van hierdie nuwe werklikheid in die Here. En oop te wees waar die Gees van die Here vir jou dalk op spesifieke tye wil gebruik. Natuurlik deur jou lewe, maar vir mense te help en in te nooi in hierdie werklikheid van aanbidding in hulle lewe en God op die troon en God wat oorwin en God wat vir hulle moed wil gee om te leef in hulle werklikheid. Vriende, ek wil vir jou nooi waar jy is, wat jy beleef. Wil jy nie toelaat dat die Heilige Gees deur hierdie boodskap en deur die woord vir jou 'n nuwe fokus sal gee op God op die troon en die menigte wat hom aanbid en die vreugde van die oorwinning. En wil jy nie daaroor opnuut moed skep om met helder fokus te lewe midde van die uitdagings wat jy elke dag moet hanteer nie. Wat is jou antwoord? Kom ons antwoord die Here. Baie dankie Here vir u woord. Baie dankie vir ook die boek Openbaring en hierdie pragtige gedeelte uit u woord uit. Here, ons kom bely voor u dat ons soms perspektief verloor, dat ons soms fokus verloor, dat ons soms hierdie droom en visie verloor van u op die troon en die wonderlike nuwe werklikheid in die hemel en waarvanuit ons kan lewe. En dat ons so vasgevang word in ons werklikheid, dat ons so probeer net oorleef, baie keer baie druk ervaar en moedeloos word. Here, gee ons geestesoë wat weer sien, wat dieper raak sien, wat u nuwe werklikheid raak sien, wat vir ons moed gee om vanuit die oorwinning te leef, vanuit die troonkamer te leef, van u wat op die troon is, en met vreugde te leef, en vrede te ervaar, en helder fokus te leef. En Here, gee vir ons harte van aanbidding, wat gefokus is op u, om u naam groot te maak. Help ons om lewe van aanbidding te lewe, wat vir onsself vul met hierdie wonderlike nuwe werklikheid, met vreugde en mense sal help om ook moed te skep, dat ons tekens van hoop sal wees.
Ons wy onsself aan U, Here. Ons bid vir die genade om dit nie te ontdek en dit te lewe. En om dit in te oefen in ons daaglikse lewens. Ons bid dit alles in die naam van die Here Jesus Christus, die Lam van God. Amen. Vriende, kom ons doen enkele van ons aankondiginge. Ons is besig met hierdie reeks oor fokus helder. Ons nou vandag die 3de tema gehanteer. Volgende week is dit fokus op Jesus. Die 9de November, dan daarna die 16de fokus op identiteit. En dan fokus op genade op genade, waar ons dankie sê. En dan die Kerssangdiens, die einde van November. Kyk na die reeks en woon dit by, volg dit digitaal. As dit vir jou iets beteken het, stuur dit ook vir ander mense vir wie dit kan seën. En dan gee ons natuurlik ook 'n geleentheid om jou dankoffer te gee vir die Here, en daar is die besonderhede. Dan ons is ook in die tyd wat ons lofoffers gee vir die Here. Die lofoffer is 'n ekstra offer wat jy gee, bo en behalwe jou bestaande offer, wat jy vir die Here dankie sê vir die jaar se seën, waar jy dit eenkant sit, wy aan die Here, sê maar uit jou inkomste of uit jou bonus uit, en waar jy dit wy aan die Here, om vir die Here dankie te sê vir sy seën die jaar. Vriende, ons het Vrydag het ons 'n maandelik mark gehad, en padkafee by die gemeente. Ons het heerlik saam gekuier. Ons sal later 'n bietjie meer terugvoer gee daarvan, en ek hoop jy kon heerlik saam met ons ook kuier. Dan die 9de November het ons 'n nuwe lidmaat kuier hier direk na die erediens. Ons wil vir jou nooi, as jy belangstel om 'n lidmaat te word, of jy het dalk die afgelope jaar ingeskakel, kom kuier saam. Ons wil graag die leraars, predikant aan jou voorstel, en so 'n paar goed sê oor die gemeente en hoe ons jou kan help om ook tuis in die gemeente te wees. En dan dagboek asseblief, die gemeentekamp, die eerste naweek in Maart, die 6de tot die 8ste Maart. Dagboek dit, ons gaan later meer inligting gee, sodat julle kan inskryf. Ek kan nou deur ervaring vir julle sê, daai eerste naweek in Maart het jy 'n goeie wegbreek nodig. En dit is heerlik om dit saam met die gemeente te doen, en net lekker te gaan kuier op daardie naweek. Dan ons Kersfeesprojekte, ons het 3 Kersfeesprojekte wat ons mense in hierdie Kerstyd wil seën en vir mense in nood te help. Die eerste ene is, ons wil vir 163 behoeftige kinders in ons gemeenskap wil ons help met skryfbehoeftes wat in die omringende skole is, en ons wil hulle help sodat hulle vir die nuwe jaar skryfbehoeftes kan hê. So jy kan so 'n kind borg, of jy kan help of donasie gee daarvoor. Ons wil vir 100 haweloses in ons gemeenskap, wil ons op Kersdag wil ons 'n hamper gee, 'n kospakkie gee, waarmee hulle kan kos maak vir Kersdag, en dis 'n vreugde om dit te gaan doen. Ons wil die 14de Desember wil ons dit, daai Sondag na die erediens wil ons die pakkies pak, en as jy hier is, kan jy saam met kom doen, en dan Kersoggend vroeg 6uur, dan gaan deel ons dit uit. En dis 'n vreugde om op Kersdag dit te gaan uitdeel, en later die dag aan te sluit by jou eie Kerseten te weet, 'n verskil gemaak in iemand se lewe. En dan wil ons vir families ook in die Kerstyd wat swaar kry, ons het 26 families vir wie ons maandeliks kospakkies gee, en jy kan ook vir Desember kan jy help om 'n familie te help met kos op die tafel te sit vir hulle. Geleenthede wat jy in hierdie tyd wat jy voorberei vir Kersfees 'n verskil kan maak in iemand se lewe wat swaar kry. Vriende, dan die 15de November het ons 'n kreatiewe Kersfees kuier. Die gedagte is dat jy saam daai Saterdag kom sit en dat jy op 'n kreatiewe manier 'n Kersgeskenk maak vir iemand, wat jy vir iemand iets kan gee wat jy self met jou hande gemaak het. En dit is 'n baie lekker voorreg om dit te kan doen. So kyk, dis van die oggend 9uur tot 12uur, die Saterdag die 15de, en teken aan, ons gee jou naam deur, skakel aanlyn of skakel die kerkkantoor en word
ook wees deel daarvan. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met sy seën, met hierdie helder fokus op God op die troon en leef in aanbidding. Die genade van ons Here Jesus Christus, die Lam van God, wat sy lewe vir jou gegee het. Die wonderlike troue liefde van God ons Vader, God wat op die troon sit, wat regeer, en dan die teenwoordigheid en die inspirasie en die krag van die Heilige Gees, wat jou in hierdie tyd wil inspireer en help om fokus te behou en met moed en met vreugde te leef. So seën die drie-enige God jou, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.